Watter een van die volgende verbindings sal die hoogste kookpunt hê? Die korrekte antwoord is C. A is pentaan, wat 'n alkaan is. En die intermolekulêre kragte by alkane is Londenkragte. Ja, is natuurlik 'n eter, nie 'n ester nie, 'n eter, maar eters val buite die leerplan. Interessantheidshalwe, die IUPAC naam, jy gaan soek die suurstof en dan kyk jy links en regs. Links langste ketting. Ons begin met die langste ketting. 4 koolstowwe, butiel. Regs kort net een koolstof, metiel. Die naam langste ketting, kortste ketting plus eter. Butiel, metiel, eter. Dis wel buite jou leerplan. Nou net terwille van hierdie vraag, eters is polêr, so watter kragte is hierso ter sprake? Dipoolkragte. C, ons het die kenmerkende OH groep, die hidroksielgroep wat verband hou met alkohole. So hierdie is pentan-1-ol want is gebind aan die primêre of die eerste koolstof en die waterstof is gebind aan suurstof. Waterstof plus NOF gee vir jou 'n waterstofbinding. So hierdie is 'n baie sterk binding en gevolglik sal pentan-1-ol 'n hoër kookpunt hê as die eter wat B was want daar's net dipoolkragte en ook 'n hoër kookpunt as die alkaan A wat oor Londenkragte beskik. Dan het ons D, die kenmerkende karbonielgroep. Hierdie is 'n ketoon, 5 koolstowwe, pentan 2 oon, maar baie belangrik. Daar is nie 'n waterstof wat gebind is aan stikstof, suurstof of fluor nie, so hier is nie waterstofbindings hierson nie. Hierdie ketoon is wel polêr en gevolglik gaan daar dipoolkragte as intermolekulêre kragte teenwoordig wees. So die korrekte antwoord is dus C, pentan-1-ol, want dit het die sterkste intermolekulêre krag, naamlik waterstofbindings. Om saam te vat, A, pentaan, alkaan, Londenkragte. B, butiel, metiel, eter, polêr, dipoolkragte, nes D, pentan 2 oon. En dan C, pentan-1-ol, die hoogste kookpunt, want waterstofbindings is hierso teenwoordig.